Goeiemôre en ek hoop dit gaan met jou goed. Nou ek wonder of jy weet wat is 'n pestilensie? Ja, 'n pestilensie. Dit is 'n woord wat uit Nederland uitkom. Dit was 'n woord wat ons in Afrikaans geërf het en ek onthou toe ek klein was het my ouma het hierdie woord baie gebruik, pestilensie. Wanneer daar iets gebeur het wat nie goed en wat nie lekker was en dan sê sy gesê, "Ai, die pestilensie." En wanneer daar iets gebeur het wat sleg was, of iemand wat sleg was, dan was hy sommer gou genoem, hy was 'n pestilensie. Dit praat daarvan dat hy 'n pes is. Iets wat nie goed is nie. Iets wat uitgeroei moet word. Iets wat nadelig is, iets wat nie tot jou voordeel is nie. Dis eintlik afkomstig van die woord van 'n pes. Iets wat jou pla, iets wat jou hinder, iets wat nie moet daar wees nie. Iets wat regtig jou lewe kan te mekaar krap. Pestilensie. Ek wonder of jy die woord ken. Jy kan dit so 'n bietjie gaan Google. Ja, dis nogal 'n interessante woord. Maar Hosea 13, so vanaf vers 14, sê nogal 'n mooi ding. Hy sê, uit die mag van die doderyk sal ek, met 'n hoofletter, sal ek hulle loskoop. Ek sal hulle verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilensie? Doderyk, waar is jou verderf? Berou bly vir my oë verborge. Kom ek lees dit gou weer stadig. Hy sê, uit die mag van die doderyk sal ek hulle loskoop. Nou stop gou daar. Die Here is besig om met die volk te praat deur Hosea. En hy sê dat hy die mag het, hoor mooi, om my en jou van die doderyk los te koop. Die dood het geen houvas op ons nie. Die probleme en die stryd en die dinge wat hier rondom ons gebeur, het geen houvas op ons nie. Want die Here Jesus sê dat hy ons kan loskoop en dat hy die mag het om ons los te koop van die doderyk. Ek dink dit is hoekom Paulus beaam, dan skryf hy, doderyk, waar is jou oorwinning? Want daar's geen oorwinning in die dood nie. Jesus het die doderyk oorwin. En dan sê hy, ek sal hulle verlos van die dood. Verlos, met ander woorde, loskoop. Hy sal ons vry maak van die dood. En dan kom hy so mooi, sê, dood, waar is jou pestilensie? Doderyk, waar is jou verderf? Dis asof die Here deur Hosea met die volk kom praat en sê, al staar ek en jy moeilike tye en moeilike omstandighede in die oog, al staar ons selfs die dood en die doderyk in die oog. Die Here sê, hy het dit losgekoop, hy het ons losgekoop daarvan. Hy het ons vrygemaak en hy het ons verlos van die dood. En selfs die dood kan nie eers vir ons 'n pes of 'n pestilensie wees nie. Hoekom nie? Want die prys is betaal op Golgotha. Die bloed van Jesus, die lam, die vlekkelose lam, het die prys betaal. En daarom wil ek jou vanmôre so 'n bietjie hoop gee, wil ek jou so 'n bietjie net aanmoedig om vas te hou en uit te hou en deur te druk en nie te laat los nie. Hoor mooi, want die dood is onder ons voete. Die Here Jesus het vir my en jou die oorwinning gegee. Ja, daar's baie peste en baie doderyke in ons lewens wat ons wil verdelg en wat ons wil onderkry. Maar Jesus het die prys betaal. Here, dankie dat U ons losgekoop het van die mag van die dood. Here, dankie dat ons verlos het van die doderyk. En Here, dankie dat hierdie ou pestilensies van hierdie ou wêreld niks aan ons kan doen nie. Here, want U is nog steeds die Heer van ons lewens. Here, dankie dat die lewe vir my Christus is en dat die sterwe vir my wins is. Here, dankie dat die angel van die doderyk en van die dood uitgetrek is deur Golgotha se kruis. Here, dankie dat ek meer as 'n oorwinnaar is deur Jesus Christus. Amen.